Goeiemôre geliefdes. Ek soek eintlik na my man, maar hy is weggeraak met my. Ek glo vertrou hy sal dit verskyn. Dis baie lekker om elkeen te sien. Ek sal nou so 'n bietjie deurkyk terwyl ons verder sit. Dit klink my ons het al die eerste een gesing. Hannelie, dan gaan ons na die volgende lied, is lied 464, wat ons baie goed ken. O Heer my God, as ek in eerbied wonder. En dit wat daarop volg, ons sing die eerste vers en ook die tweede vers. Ons gaan na lied 577, 'n beruiming van Psalm 23, die Heer my herder, sorg vir my. Annelie, mag ek vra dat ons 1, 2 en 5 sing, asseblief, Driekie, verse 1, 2 en 5. Lied nommer 30 in ons gemeente Sangwandel bely ons dat die Here in beheer is van gans die skepping en ook
van elkeen van ons. U is in beheer, wonderbare Heer, U wat steeds getrou, U skepping onderhou, en ook wat daarop volg met die res van die lied. Lied 519 is 'n pragtige lied om ook oor te gaan na ons erediens toe. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ons gaan daarvan die 3 verse sing, soos dit op die borde ook verskyn. Kyk maar mooi na die woorde, as die Here ook vir ons die uitnodiging gee, dat ons ook vanoggend hier in sy huis, ons hart en alles wat in ons lê, en ons dalk bekommer of besorgd maak of hartseer maak, alles vir hom kan gee, en dat ons net kan weet, maar hy sal ook sorg. So lied 519 sing ons die eerste, die derde en die 4de vers. We'll
dankie Annelie en ons voorsangers en weer eens baie welkom aan elkeen van die vanoggend hier in die huis van die Here. 'n Spesiale woord van welkom, dit klink nou snaaks my eie kinders te verwelkom, maar hulle is die doopouers vanoggend en dan ook die familie en die vriende wat hier is. Dis regtig lekker elkeen hier te sien en om hier in die hart van ons gemeente, wat julle ook al na al die jare soos familie vir ons is, julle almal hier by mekaar te hê. So dit is werklik vir ons 'n baie spesiale dag en my gebed is regtig dat die Here ook vir ons sal aanraak, nie net deur die doopgeleentheid nie, maar ook as die Alfred die prediking vir ons gaan waarneem, ook deur die woord wat aan ons bedien gaan word. Jy sal sien dat daar nou nie sonstraaltjies en sonnaarskool is nie. Ek dink die meeste van julle is dan bewus daarvan dat dit op die oomblik so vinnige kort skoolvakansietjie is van Vrydag af en ek dink dit duur maar net tot, is net 'n week. Ek dink die volgende Dinsdag dan begin die skole alweer. So daar's nie 'n weekprogram hierdie week nie, die amptelike Bybelstudies en al die dinge wat gebeur nie. Dan sien jy daarby die Juvelente, dan trek ons weg as die skole open die 8ste April. Dan is ons deeglik besig en veral dan nou na aanloop van ons bazaar toe ook die 10de Mei. Dit is dan 'n vol en 'n bedrywige kwartaal met al die gewone dinge wat altyd gebeur, maar ons bou die bazaar ook in. Ons groot projek ook vir die jaar, altyd 'n wonderlike gemeenteprojek waar ons heerlik aan saamwerk. En daar wil ek al klaar sê, baie dankie vir elke persoon wat na vore gekom het en ook gesê het, hulle sal vir ons sameroepers wees. So ons sameroeperslysie by die tafels is voltallig. Nou begin ons vra vir die volgende ronde en dit is natuurlik dat ons by elke tafel nie net 'n sameroeper kan hê nie, daar is ook mense nodig om 'n bietjie te help daar. Een persoon gaan sukkel om baie pannekoeke te bak, alhoewel ek Vrydag weer gesien het, een persoon kan baie pannekoeke bak. Maar asseblief, ons kort by al die tafels, kort daar altyd hulp. Jy sien ook al die lekker dinge wat ons gaan doen. Daar's 'n paar kompetisies wat gaan gebeur, daar's goed om die kinders aan die gang te hou. So daar's 101 goedjies wat gaan gebeur, van hulle is al daar neergepen. Kyk asseblief daarna en besluit waar en nou dink, ja, daar sal ek nou nogal 'n handjie kan bysit. Al is dit net vir 'n uurtjie of 2 daardie oggend, waar iemand dalk 'n bietjie moeg word en die kan oorvat, dan help daar 'n paar hande weer ongelooflik baie. Jy sal nou sien daar op die tweede bladsy in die middelste paragraaf onder dat ons rangers soek en ek kon nou nie op 'n goeie Afrikaanse woord kom nie. So ons hou maar by rangers. Dit is maar net persone wat dan, dit het laas jaar baie goed gewerk. Hulle gaan by die verskillende posstalletjies en orals om, want daar's mense wat letterlik van die oggend 6:00 tot ons klaar maak 1:00 vas staan in hulle stalletjies en hulle wil ook graag dalk 'n sjokoladekoek of 'n pannekoek of iets hê. So dan soek ons net mense wat omgaan, bestellingkie neem en dit vir hulle gaan haal en dan vir hulle gaan gee. So daar kort ons nog so 1 of 2 paar hande. So as iemand dalk sê, ja, ek voel nog fiks en vars genoeg om 'n bietjie op en af te loop daardie dag, dit sal nogal vir ons baie help. Noem net vir my of vir Christa daarvan dat ons daarvan kennis neem. Ek gaan eers haltroep as jy enige vrae het oor die bazaar, vra asseblief vir ons daaroor. En dan wil ek net 'n paar oomblikke stil staan by ons gebedsversoeke. Die hele lysie name het u daar. Ek gaan nou nie by almal van hulle kan stil staan nie. Ons is dankbaar vir die met wie dit beter gaan. Van hulle is ernstig siek nog. Ons dra elkeen op, ook by die huise met kruise. Ek noem ook dat een van ons oudlidmate, Paul Venter, het in die week ook baie ernstig siek geword. Hy is opgeneem, was in die ICU, maar die beste van my wete is hy uitgeskuif, maar sy ernstige virus sê hulle op die oomblik wat hy het. Nou sê die dokters altyd, as hulle sê is 'n virus, dan weet hulle nie eintlik wat dit is nie. Maar ek sal nie daarop uitbrei nie. So nee, hy het 'n virus, hy sê dankie vir die gebede, maar asseblief kom ons bly maar vir hom bid ook. Die ander aankondigings gaan ek los. Ek wil dan net een slegte ding ook moet doen vanoggend en ek wil dit nie eintlik doen nie. Ons moet ook vanoggend 'n gemeentelid groet wat gaan verhuis. Tannie Rita Gersbach sit daar agter.
Dit het so gebeur, ek weet, die tannie het baie ernstig daaroor gebid, en alles het net so in plek geval, dat die huis verkoop is, en alles reg uitgewerk het, en in die komende week verhuis hy na Benny, as seun daar in Randfontein, as ek reg onthou. Dan Rita, ek het so begin om neer te skryf, van wat ek weet, waar Tannie altyd betrokke was, saam met oom Ben, in die gemeente, en toe het ek maar moet opgegee, want ek besef, ek het net 'n uur vandag, en net dit gaan my al 'n uur vat. Tannie Rita is nog een van die stigterslede van ons gemeente, en sy was letterlik oral betrokke. Ek onthou, sy het altyd vertel van die groot troues, van die vroue aksie gehou het. Dit was in die tyd voordat ons hier gekom het, waar sy gewerk het vir baie jare, 33 jaar, was sy op die kerkraad gewees, was sy nooit 'n ouderling, net in die jaken. Ja, maar sy het wat daar haar kant gebring, en op baie ander terreine van ons kerk wees ook. Tannie Rita, ons gun dit vir Tannie, om daar by die kinders te gaan bly, mag dit regtig rustig daar ook wees. Ons weet die gesondheid wil nie altyd meer saamwerk nie, weet dit swaar om Lichtenburg te groet, maar al die jare ook hier, maar ons bid vir Tannie graag die seën van die Here ook toe, mag hy vir Tannie toevou in sy liefde, sy sorg en sy beskerming, en elke oomblik ook daar vir Tannie baie naby wees. En dankie vir alles wat hier ingeploeg is in hierdie gemeente. Die Gersbach van sal onthou word, en die Albertseen daarby. So baie dankie en sterkte. Ons gaan stil word voor die Here, dan roep ons sy naam aan. Kom ons buig die hoofde. Soos 'n blom na die son draai, soos riviere na die see loop, soos 'n boom na die hemel opreik, soos skape agter hulle herder aanloop, so rig ons hart op die Here, rig ons hart op die opgestane Here. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, deur die Seun Jesus Christus, en deur die kragvolle en die troostvolle werk van die Heilige Gees. Kom ons sing saam 'n loflied tot eer van die Here, lied 190 gaan ons saam sing, Grote God, aan U die eer, heerlik is waar U regeer. Kom ons sing staande die eerste vers en ook die tweede vers. Van die aankondigingsblaadjie en wat ek genoem het, het ons nou vanoggend die voorreg om te doop.
Ons eerste kleinseun Bendrey, sy familiename kom by oupa, eintlik oupa Grootjie al af en dan oupa en toe Richard en toe kry hy nou Bendrey ook van daardie name. Nou het ons nog 'n klein seentjie by waaroor ons baie bly is en opgewonde is. Hy hou pappa en mamma nog goed wakker in die nagte. Hy is maar nog net 6 weekies oud. Maar dis 'n vreugde bonneltjie en dis vanoggend dan my voorreg om hom ook te kan doop. En ek wil begin eintlik om vir julle as gemeente ook te sê baie dankie vir al julle meelewing ook met ons huisgesin. Dit beteken vir ons ongelooflik baie. Vir almal wat vandag ook 'n hand gehad het om mee te werk dat ons hierdie spesiale dag kan hê en dat ek kan vir julle as gemeente ook kan nooi om te sê maar kom asseblief ook na die diens hier oorkant by ons kerk by die luike daar in die vierkant. U moet asseblief kom help om al die terte en die koek en alles op te eet want ek sien swaarigheid vir my Alfred andersins. So asseblief kom maak 'n draai daarso. Jy sal sien in die vierkant is alles mooi reggemaak. Die dames, ag julle ken die pad. Gooi asseblief net die tee in die teepotte. Oupa en ouma moet seker nog smaai vir 'n foto op. Maar dan om dan terug te kom by die amptelike sy, gaan ek vra dat Richard en Marley asseblief hier voor die kansel sal kom staan, sodat ons saam met hulle kan luister ook na die woorde van die doopformulier, waaroor die doop eintlik gaan, en ons gaan terugdink aan ons eie dae, wat ons dalk gedoop is, ons kinders of ons kleinkinders, en ons besef net weer hoe groot is die genade van die Here. Richard en Marley, daar is baie verskillende maniere wat ek nou dit kan benader vanoggend, om vir julle te vertel waaroor gaan die doop. Ek weet julle weet waaroor gaan die doop, maar net om ons geheue weer bietjie te verfris, sodat julle ook met 'n eerlike en opregte hart ook op die vrae kan beantwoord, eintlik op die belofte wat julle gaan aflê. Ons kry ons doop, die verbondsdoop, kom reeds uit die bladsye van die Ou Testament. So vroeg soos in Genesis al, kry ons dat God gaan en na Abraham toe gaan, om geen spesifieke rede wat hy Abraham gekies het nie, dis God se keuse gewees om vir Abraham te kies. Abraham was nie 'n superheilige mens of enigiets nie, hy was 'n doodgewone mens gewees. En God gaan na Abraham toe met hierdie aanbod, wat hy eintlik aan hom maak, beloftes wat God van sy kant af sê, maar ek beloof aan jou sekere dinge, en dan verwag ek van jou af terug, dat jy net my kind sal wees. Dat jy net sal leef met 'n liefde in jou hart vir my. En daar word die verbond, hierdie verbintenis tussen God en Abraham gesluit. En daardie verbintenis word in die Ou Testament met die teken van die besnydenis dan nou verseël. En in daardie belofte kom God en hy sê, maar hy sal vir Abraham en sy hele nageslag, alle gelowiges wat in God sal glo daarna, sou hy 'n God wees, 'n Vader wees, wat vir sy kinders sal lief wees en vir hulle sal sorg. Ons weet as na Nuwe Testamentiese gelowiges, dat hy in Jesus Christus vir ons 'n verlosser geword het, wat vir ons vrygemaak het, gered het van die sonde, sodat ons nie meer daarin vastgebind is nie, maar juist sodat ons voluit as vrye mense ook kan lewe. En dat hy as die Heilige Gees ook in elkeen van ons as sy kinders se harte wil leef. Een van die maniere waarop 'n mens kan beskryf, is dat God eintlik vanoggend kom en klaar vir klein Erik kom sê, hier is jou erfporsie van my kant af. Dis wat die Here kom sê. En hy gee dit nou reeds in oorvloed vir hom. En daarom ja, vanoggend is God die belangrikste by hierdie gebeure wat hier plaasvind. Klein Erik, so klein soos wat hy is, en niks wat hy verstaan en gaan onthou nie, maar hy is die ontvanger van hierdie erfporsie. En soos dat hy groter word, gaan hy dit meer en meer besef. Hoekom? Omdat julle as ouers
vir hom dit gaan wys en gaan vertel. Binne ons familiekring gaan hy daardie liefde van God ervaar. Gaan hy opgewonde raak daaroor, sodat hy ook op 'n dag kan sê, maar hierdie Here wat vir my al toe as 'n klein babatjie kom sê het, hy is so lief vir my, vir hom wil ek ook lief wees. En ek sê dit altyd, liewe gemeente, en ek bedoel dit altyd uit my hart uit, dit is sekerlik vir my die hoogtepunt wat enige ouer kan beleef, is as jou kind vir jou kom sê, ek is lief vir die Here. Dit is wat ons die graagste wil hoor. En ek bid so dat julle ook daardie vreugde van Bendra en van Erik mag beleef, dat hulle ook vir julle sal kom sê, ja, ons is lief vir die Here. Op verskillende maniere, as klein ou seentjies, ons wag spanning dat Bendra nou mooi en vol woorde begin praat, maar dat hy net sê, ek is lief vir Jesus. Dit maak al klaar vir ons bly. Maar soos hulle dan groter word, dat hulle al hoe meer belydenis begin vorm, om te sê, ons is lief vir die Here. Julle bly nou ongelukkig 'n bietjie ver, maar julle moet weet, en soos dis hoekom ek dit nou ook genoem het, hierdie gemeente dink ongelooflik baie ook aan julle. En hulle gaan saam met ons ook vir julle bid as ouers. Want die uitdagings om kinders in die wêreld groot te maak, is groot. Maar juist daarom is die handeling van die doop so kosbaar en so belangrik. En drink vanoggend hierdie heilige oomblik in, as die Here uit die hemel ook vir klein Erik kom sê, ek seën jou met alles wat jy nodig het, geestelik veral, fisies sal hy ook na hom omsien. Om te sê dat julle waarlik verstaan waaroor die doop gaan ek vra dat julle hardop op die volgende vraag sal antwoord, nadat ek dit vir julle ook gelees het. Ten eerste, bely julle dat terwyl ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het, en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort, en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat ook in die artikels van die Christelike geloof vervat word en in die kerk geleer word, die ware en die volkome leer van die verlossing is. Julle sê hiermee net, julle gaan hom leer dit wat in die Bybel staan. En ten derde, die belofte wat julle maak, beloof julle om vir klein Erik, van wie julle die pa en die ma is, in hierdie leer na die beste van julle vermoë, te onderrig en te laat onderrig. Richard en Marley, wat is hier op julle antwoord? Ons gaan dan vra dat Erik nader gebring word deur oupa Wessel, en ouma Doreen gaan ook by ons aansluit, en daarna sal ons oorgaan in die doop.
Erik Paul Branston, ek doop vir jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Ons Hemelse Vader, ons wil in hierdie oomblikke eintlik net stil wees. En hierdie oomblik indrink, want dit is vir ons oneindig kosbaar om te dink dat die lewende Here van hemel en aarde op hierdie oomblikke van sy troon afbuig en 'n klein seentjie kom aanraak met die teken van die water om te kom sê, maar jou het ek lief. En vir jou wil ek seën en 'n pad saam met jou stap vir die res van jou lewe. Om by jou wees en al my beloftes oor jou uitstort. Ag Here, dit laat voel ons klein en nietig. Maar aan die ander kant wil ons jubel en juig, want dit is vir ons so spesiaal om te dink dat U so na U mensekinders omsien. En dat U reeds toe U begin het om vir klein Erik te vorm, dat U reeds weet hoe sy lewenspad gaan loop, dat U reeds weet met watter doel U hom ook hier op die aarde gesit het. Ons bid Here dat U asseblief saam met hom sal loop en vir hom sal help om daardie doel te bereik. Kom bid Here vir Richard en vir Marley, hulle wat ook vir Bendrey en Erik moet groot maak. Here, met al die uitdagings wat daar elke dag is. Dankie dat ons weet dat U ook in hulle harte woon, dat U hulle toerus, dat U vir hulle bekwaam sal maak, dat U vir hulle die krag en die genade in oorvloed sal skenk. Wees asseblief met hulle as 'n gesinnetjie. Dankie dat hulle deel kan wees van ons familiekring. Dankie vir ons as oupas en oumas wat hier mag staan vanoggend en hierdie vreugde kan deel. Here, ons kom bid dat U genade so oor ons mag skyn, dat ons daardeur verlig mag word en elke dag U liefde sal uitstraal na hierdie kinders toe. Dankie dat ons dit kan bid in U wonderlike naam. Amen. Ek gaan vra dat die leiers van die kerkraad sal kom gelukwens, Stefan en Jan. Ons moet 'n bietjie terug staan. Dankie Annelie, julle kan net so bly staan. Annelie, dankie vir die verrassing van die pragtige lied, dis aangrypende woorde. Gemeente, kom ons staan en dan sing ons hulle ook toe. Dit is my troos dat ek gedoop is in U naam en dit wat daarop volg, daarna kan U weer U plekke inneem en gaan ons almal dan ook sit en ek oorgee vir Alfred. First
Dit is van my kant af ook 'n woord van hartlike gelukwensinge. Dit is nou moeilik om myself geluk te wens, maar oupa Wessel en ouma Doreen. En dan is dit ook so dat die kleintjies albei 'n grootjie het. En ouma Ines op die oomblik ook so tussen 'n hospitaal en die verswakte oord eintlik, en ouma Rietjie ook in 'n oord eintlik, maar al vir beswakte bejaardes, maar dit is ook 'n voorreg dat hierdie ou kleintjies ook nog grootjies het, en ons wil elkeen van hulle ook, dit is vir ons almal, selfs as jy nie hier kan wees nie, so groot en 'n wonderlike mylpaal. Ek moet eintlik ook so half tongenietjies vir ouma Elisabeth sê, sy het baie beter gedoen as oupa. Oupa pik maklike traantjie as dit kom by die klein kinders. So baie dankie ook vir die bediening van die doop. Ja, oupa sien vir jou. Geliefdes, ons gaan saam lees uit die woord van die Here uit Jesaja 46. Ons gaan net 'n aantal verse daar met mekaar deel, vers 1 tot vers 9. Jesaja 46. Ons gaan lees daar vanaf die eerste vers. Dit lyk of meeste van u die plekkie het. Dan lees ek vir ons Jesaja 46 hier vanaf vers 1. Wel het ineengestort, dit is klaar met Nebo. Julle gode wat deur julle rondgedra is, word nou op diere, op beeste gelaai. Hulle het 'n vrag geword vir moe diere. Dit is klaar met julle gode. Hulle het ineengestort. Hulle kan nie hulle vrag dra nie en word self in ballingskap weggevoer. Luister na my nageslag van Jakob, almal wat oor is uit die geslag van Israel. Julle vir wie ek gedra het van julle geboorte af, wat ek vasgehou het vandat julle daar is. Ook tot in julle ouderdom is ek die Here. Tot in julle grysheid sal ek julle dra. Ek het julle gemaak en ek sal julle vashou. Julle dra en julle red. Met wie kan julle my vergelyk? Aan wie kan julle my gelykstel? Met wie kan julle my op een lyn stel? Wie kan 'n vergelyking met my deurstaan? Mense gooi goud uit hulle geldsak uit en weeg silwer op 'n skaal af. Hulle huur 'n goudsmid en hy maak daarvan 'n afgodsbeeld. Dan buig hulle voor hom en aanbid hom. Hulle tel hom op hulle skouers en dra hom. Hulle sit hom op sy plek neer en hy staan daar en kan nie van daardie plek af pad gee nie. As iemand na hom roep, antwoord hy nie. Hy help hom nie uit sy nood nie. Dink hieraan en luister. Neem dit ter harte, julle oortreders. Dink aan wat vroeër gebeur het, lank gelede. Ek is God. Daar is geen ander nie. Ek is God. Daar is niemand soos ek nie. Ons lees tot sover uit hierdie gedeelte. As ek dalk 'n vers kan uitsonder vanoggend vir die prediking, sal dit vers 4 wees waar daar staan: ook tot in julle ouderdom is ek die Here. Tot in julle grysheid sal ek julle dra. Ek het julle gemaak en ek sal julle vashou. Julle dra en julle red. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, dit word gesê dat elke mens tweemaal in hulle lewens gedra word. As hulle die wêreld inkom en as hulle die wêreld verlaat. En 'n mens is nogal geneig om dit te glo, aangesien dit in feite so is dat jy in hierdie twee fases van jou lewe gedra sal word. Die eerste maal wanneer 'n mens gedra word, is eintlik 'n lang proses, want dit begin reeds daar waar ons gevorm is in die skote van ons moeder.
iets waarvan Dawid in Psalm 139 vers 13 tot 15 praat, as hy hom so verwonder hoe die Here hom in die moederskoot gevorm het en aan mekaar geweef het. En na geboorte weet ons dat babas eintlik deur baie verskillende hande gedra word tot hulle self kan loop en self funksioneer. Die tweede, onafwendbare geleentheid waar mense gedra word, is wanneer ons die aardse reis voltooi het. Wanneer hierdie lewe ons verlaat het en ons na ons laaste rusplek toe gedra word. Die woord sinspeel ook baie daaroor as dit praat oor die vlietende lewe hier op aarde, soos in Psalm 90. Die oud word en die aftakelingsproses, soos waarvan die prediker baie praat. Na die gevreesde tyd vir ons almal, wat weer vir ons sal kom, waar ons hande na ander sal uitsteek, soos toe ons babetjies was. Jesus gebruik dit natuurlik in 'n heel ander konteks, maar ons hoor iets hiervan weer klink as die Here met Petrus praat aan die einde van die Johannes Evangelie, hoofstuk 21 vers 18 en vir hom sê, dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Die tweede keer wat 'n mens gedra word. Tog, geliefdes, het daar onlangs iets met myself gebeur, wat my laat besef het dat hierdie stelling, dat 'n mens 2 keer in jou lewe gedra word, eintlik net gedeeltelik waar is. Einde Februarie reis ek en Elisabeth George toe om vir klein Erik te gaan ontmoet. Vrydag en Saterdag bring ons 'n heerlike dag saam met die kinders deur, maar teen slaaptyd Saterdag aand begin ek skielik geweldig sleg te voel. Naar en duiselig onthou ek dat ek op 'n stadium vir Elisabeth gesê het, maar nou moet jy help, daar is 'n groot fout. Koue koors het my beet gepak en my hele liggaam het begin bewe. Nou, van die res van dit wat daardie aand gebeur het, was ek die hele tyd vaagweg bewus, maar ek onthou dit baie helder. Op 'n stadium het ek gehoor dat Elisabeth vir Richard gaan roep en dat hulle vir mekaar gesê het, hoorie maar, ons sal nou iets moet doen. Ek onthou, hulle het vir my baie slegte medisyne ingejaag, maar ek het net slegter gevoel. Maar kort daarna, geliefdes, het ek iets beleef wat ek in my lewe nie gedink het met my sal gebeur nie. My seun moes my optel, my in 'n voertuig laai en na die hospitaal jaag. Die volgende wat ek onthou het was die helder ligte van die ongevalle eenheid en 'n naald in my arm. En uit die vrae wat die dokter daar vir my gevra het dit my opgekom dat hierdie mense moet dink dat ek dalk 'n beroerte of 'n hartaanval gehad het. Wat is meneer se naam? Waar woon meneer? Waar is meneer nou? En van daar af het dinge beide kort en baie lank gevoel. Daar is bloed getrek, 'n breinskandering en 'n EKG gedoen. En ten spyte daarvan dat daar niks probleme uitgewys het nie, die internis besluit dat ek in die intensiewe eenheid die nag moet deurbring vir observasie. Nog 'n baie unieke ervaring vir my waarna ek later sal terugkom. Maar geliefdes, hierdie gebeurtenis waar my kind my fisies moes dra, het my op baie vlakke aangespreek en my aan die ding gesit. En al het ons daaroor grappies gemaak en lekker gelag, het dit my laat besef dat 'n mens beslis nie net 2 keer in jou lewe gedra word nie, maar dat daar baie geleenthede voordoen waar ons nodig het dat iemand ons dra. Nie is dit van die kere emosioneel of geestelik, maar partykeer soos ek ervaar het ook fisies. Nou die woord dra kom byna 250 keer in verskeie forme in die Bybel voor. Baie daarvan word gebruik as 'n werkwoord om die handeling te beskryf waarmee mense iets of iemand letterlik moes optel om van die een plek na 'n ander te vat. Ons ken almal die voorbeeld van Simon van Sirene, van wie ons in die evangelie lees, dat hy aangesê was om die kruis van die Here Jesus te dra.
Maar vir 'n beduidende aantal kere kom die woord dra juis in 'n geestelike sin voor en word dit as 'n beskrywing gebruik om ons iets te laat verstaan van wie ons aan die een kant is, maar aan die ander kant en veral wie die God van die woord is. Ek dink een van die eerste mooi voorbeelde hiervan kry ons in Deuteronomium 1 vers 31, waar die uittoggeskiedenis voor oë geroep word, toe Moses die volk toespreek voordat hulle die beloofde land ingegaan het. En daar in vers 31 sê hy vir hulle, julle het in die woestyn ondervind hoe die Here julle God, julle die hele pad waarlangs julle tot hiertoe gekom het, gedraai, soos 'n man sy seun dra. In die oorspronklike taal word die woordjie nasha gebruik om iets van hierdie draande karakter van God te beskryf. Dit wil sê dat God ook sy kinders optel en hulle dra deur hulle reis in hierdie wêreld. En vir die Israeliete word daar die beeld van 'n kind gebruik om aan te dui dat hulle nooit 'n kans gehad het om die uittog op hulle eie te voltooi nie, maar dat hulle die Here nodig gehad het om hulle te dra soos 'n kind wat deur sy pa gedra word. Die Israeliete wat natuurlik na hierdie woorde geluister het van Moses, was baie bewus gewees dat dit wat hy gesê het, die waarheid is. Op soveel verskillende maniere het hulle God se draande karakter en hulle eie kwesbaarheid die afgelope 40 jaar belewe. En dit word eintlik 'n uitstekende beeld van hoe hierdie woordjie dra ons help om iets van die Here en van ons eie kwesbaarheid te verstaan. Dat ons die Here nodig het om ons te dra en dat die Here ons inderdaad dra. En as 'n mens nou verder deur die woord van die Here begin lees en jy gebruik hierdie lens van die woordjie dra, dan kom jy agter, dit is iets wat vir ons 'n groot bron wil wees, wat vir ons 'n geweldige hulp wil wees, en iets wat ons beslis ook dieper en meer moet ontgin, en op moet leer, as wat ons dikwels doen. Want, my geliefde, net miskien leef daar vanoggend ook in jou hart die oortuiging, dat 'n mens net 2 maal in die lewe gedra sal word. En as dit so is, dan verklap dit, dat jy ook dalk soos ek 'n baie belangrike perspektief uit die oog verloor het. En dit is hoekom ons hierdie gedeelte uit Jesaja 46 saam gelees het, wat opvallend baie na God se rol as 'n draande Here verwys, en ook na die kwesbaarheid van die mens. Ons fokus was hier op vers 4, as die Here sê, ook tot in julle ouderdom is ek die Here. Tot in julle grysheid sal ek julle dra. Ek het julle gemaak en ek sal julle vashou. Julle dra en julle red. Nou weet ek, u is bekend met die breë konteks van die boek Jesaja, naamlik dat dit eintlik 'n baie lang gedeelte uit die volk Israel se geskiedenis vir ons opteken. Die periode voor die Babiloniese ballingskap, gedurende die ballingskap en ook daarna. En daarom val die boek tradisioneel in 3 dele uiteen, die sogenaamde Proto-Jesaja hoofstuk 1 tot 39, Deutero-Jesaja hoofstuk 40 tot 54 en dan die laaste gedeelte, die 3de of Trito gedeelte, Jesaja 55 tot 56. En dit beteken, die stukkie wat ons nou saam gelees het gekom uit die 2de hoofdeel van die boek, wat tydens die Babiloniese ballingskap eintlik afgespeel het en toegeskryf word aan een van Jesaja se volgelinge, omdat hy nie meer in hierdie periode daar was en as profeet opgetree het nie. En wat hierdie volgeling van Jesaja doen, hy probeer die volk bemoedig ten tye in die ballingskap, in die smeltkoes eintlik wil ek sê, van die ballingskap. In hierdie gedeelte van die boek Jesaja word daar derhalwe beloftes van herstel gemaak en ook vir die volk gesê dat die Babiloniërs wat vir hulle uit Sion weggeruk het, self tot 'n val sal kom. Want as 'n mens nou na die historiese lyne van hierdie boek kyk, onthou ons maar te goed dat daar veral 4 redes was hoekom die volk van die Here in die eerste plek
in hierdie penarie, in hierdie verskriklike omstandighede van die ballingskap beland het. Hulle het naamlik, lees ons Jesaja 2:44, lees ons onder andere hoe hulle afgode begin volg het en geestelik afvallig van die Here geword het. Ons lees op talle plekke in hierdie boeke of die boek van die sosiale ongeregtigheid en die korrupsie onder die leiers van die volk Israel. Ons kom agter dat hulle op 'n stadium in hulle eie geskiedenis, en onthou nou, dit is die verbondsvolk hierdie, dat hulle God se profete en die boodskap en al die waarskuwings in die wind geslaan het. En dat hulle uiteindelik hulle vertroue op ander mense en alliansies geplaas het in plaas van op die lewende God. En dit lei uiteindelik daartoe dat die ergste met hulle gebeur. Sion word in puin gelê en hulle word weggevoer na Babel. Maar dit is midde in hierdie omstandighede dat ons hierdie verse lees waaruit ons gelees het, waar ons die klanke van beloftes hoor dat die Here vir Israel wil sê, maar die gety sal weer vir julle draai. Babel self sal ondergaan, en daarom begin die eerste vers ook met hierdie aankondiging dat Bel en Nebo, wat die twee bekendste Babyloniese afgode was, saam met die Babyloniërs weer weggevoer sou word. Want, en daarom word sterk klem gelê in hierdie gedeelte, maar alles was dit net afgode wat deur mense gemaak is, wat rondgedra en neergesit moes word, daar waar mense hulle wou aanbid. Terwyl in hierdie gedeelte groot moeite gedoen word om die afgode agter wie Israel aangeloop het, eintlik met hulle mee die spot te dryf, deur hulle in 'n skrille kontras te stel met die Here, wat weer hier sê, maar ek het julle gemaak, en ek sal aan julle getrou bly. Vers 3 in hoofstuk 46, luister na my nageslag van Jakob, almal wat oor is uit die nageslag van Israel, julle vir wie ek gedra het van geboorte af, wat ek vasgehou het van dat julle daar is. En deur in hierdie konteks die begrip dra by herhaling aan te wend, dwing dit ons wat hierdie gedeelte lees, dat ons beide weer op God en Israel sal fokus, en dat ons hierdie gedagte van dra, hoe die Here ons dra en hoe ons nodig het om gedra te word, dat ons dit eintlik sal gebruik as lens om hierdie gedeelte te verstaan. En as 'n mens nou hierdie vra, wat hierdie draande karakter van God hier en in die res van Jesaja en die Bybel oor die Here leer, dan my geliefdes moet 'n mens raak sien dat dit eintlik as God as 'n draande Here vir ons geteken word, dat dit net weer sy getroue aan ons wil onderstreep. Net weer vir ons wil sê, maar hy is die Here, nie net wat ons gemaak het nie, maar wat getrou bly tot, soos hierdie gedeelte sê, in ons grysheid. Nou moet ek eerlik sê, altyd as ek met die boek Jesaja besig raak, dan wonder ek by myself, hoekom God nie maar op 'n stadium opgegee het met die Israeliete nie? Want deur hulle geskiedenis ontvou dit vir ons, dat hulle eintlik self nie meer die Here in hulle lewens wou gehad het nie. En daarom verlaat hulle die Here. Daarom loop hulle agter afgode aan. Daarom laat hulle toe dat onreg toeneem onder hulle. En as die profete daaroor gepraat het, het hulle die profete geïgnoreer en doelbewus hulle heil gaan soek in ooreenkomste met heidense volke. En tog, ten spyte van al hierdie dinge, laat God nie sy kinders vaar nie. Laat nie een van hierdie dinge God eintlik afneem in sy getrouheid nie. En probeer hy, soos ons sien ook in hierdie boek, sy volk wat hy gemaak het en wat hy so lief gehad het, eintlik terug te wen. Want dit is wat die groter boek Jesaja wil sê. Dit is wat dit beteken om 'n Here te ken wat 'n draande karakter het. Hy sal ter wille van homself, ter wille van sy getrouheid en wie hy is, nooit die werk van sy hande laat vaar nie.
In hoofstuk 48 vers 9 word dit eintlik in soveel woorde gesê. Terwille van my naam bedwing ek my toorn. Terwille van my eer tree ek nie op teenoor julle en vernietig julle nie. Paulus stel hierdie eienskap van die Here in die Nuwe Testament in nog meer praktiese terme as hy sê daar in 2 Timoteus 2 vers 13, as ons ontrou is, God bly getrou, want hy kan homself nie verloon nie. En omdat dit so is, omdat dit eintlik 'n heilsfeit is, dan die Here ook hier vir die Israeliete sê, terwyl hulle in die ballingskap sit en eintlik self daarvoor gesoek het, maar ook tot in julle ouderdom is ek julle Here. Tot in julle grysheid sal ek julle dra, want ek het julle gemaak en ek sal julle vashou, julle dra en julle red. Ons is so bevoorreg, my geliefde, dat ons wat deel is van die kerk van die Here baie gereeld aan hierdie eienskap van God blootgestel word. Ons word gereeld herinner dat hy by uitstek die draande Here is. Elke keer as hy ons versterk deur sy woord, ons voed by 'n nagmaal en soos vandag na ons toe uitreik deur die sakrament van die doop aan 'n babietjie wat nog niks vir homself kan doen nie, kom sê die Here, hier is ek sal jou dra. Want my geliefdes, nou het ons ook gesê dat hierdie draande karakter van God ons eintlik ook iets leer oor onsself. En ons kan dit waarskynlik onder baie woorde tuisbring. Ons kan sê dat ons baie keer in lig van God se grootheid en die feit dat hy ons dra, ons eie afhanklikheid, ons eie kwesbaarheid en uiteindelik ons eie nietigheid verstaan. Want dit staan in so 'n skrille kontras met wie die ewige Here van die woord is. Weereens, as 'n mens deur die perspektief van die hele Jesaja boek na die Israeliete kyk, dan kan 'n mens eintlik baie keer nie anders as om hulle jammer te kry nie. Want jy kom agter hoe dat hulle geleidelik vergeet het van die Here. Hoe dit dag na dag hulle self eintlik in ellende gedompel het, deur die draande God uit die oog te verloor. En ek dink dit is vir ons selfs maklik om dit op 'n afstand te sien en daaroor hulle te veroordeel. Om te sê, maar eintlik was dit julle verdiende loon gewees. Julle wou mos hardkoppig wees, soos daar staan in hoofstuk 48, die volk is hardkoppig en weerbarstig soos 'n stuk yster. Maar ons moet dalk stadig wees en die oordeel terughou, want ons moet onsself eintlik sien in die volk Israel. Want my geliefde, of jy dit nou wil weet of nie, of ek dit wil weet of nie, ons is beslis ook so, en soms meer nog so. In ons dag is ons so agter ons eie dinge aan. Ons vertrou baie keer op so veel ander dinge, behalwe as op die Here. En net soos die Here se volk van ouds, is ons ook baie keer onbewus van ons afhanklikheid, van ons kwesbaarheid, en ons lewe eintlik salig onbewus van ons eie nietigheid. En hier, terwyl ek afsluit, wil ek kortliks weer terugkom na hierdie persoonlike ervaring wat ek onlangs gehad het. Want my geliefde, as jy jouself ooit en jou eie waarde prakties in die spieël wil sien, dan moet jy by jou volle positiewe nag in 'n intensiewe eenheid deurbring. Daar ervaar 'n mens eintlik op 'n hiperboliese wyse hoe nietig jy is en hoe diep jy eintlik behoort te dors na die draande God. Want as jy daar lê, jy moet meer eintlik nie veel nie, dan hoor jy die gekerm van ander mense. Jy hoor die gesmeek vir lewe. Jy hoor van mense wat nie idee het meer waar hulle is nie. Jy beleef mense wat hulle hande uitsteek na ander, omdat hulle niks meer vir hulle self kan doen nie. Mense wat verlang na 'n skepper om hulle op sy vlerke te neem. Want helaas is dit eintlik ver van die waarheid af en glad nie die waarheid, dat 'n mens net tweemaal in jou lewe gedra gaan word nie.
ek en jy, het elke dag, en elke oomblik van ons lewe, iemand nodig, om ons te dra. En daarom is dit ook goed, as 'n mens, hierdie twee beelde wat ons in die woord kry, spesifiek hier in Jesaja, van God wat ons dra, en die mens wat so nietig is, ons sal goed doen, om hierdie twee beelde eintlik ten slotte oor mekaar te skuwe. Want wat jy dan kry, my geliefde, is 'n uitnodiging, dat jy jouself tot die draande Here sal wend. Om in geloof jou arms oop om die nek van hierdie Here te gooi, sodat jy sy draagkrag kan ervaar op jou eie lewensreis, wat ek weet ook so moeilik is. En van hierdie uitnodigings is die boek Jesaja vol, en die res van die Bybel ook vol. Kom tog, hierdie emfatiese uitroeping van die Here, hierdie uitnodiging, kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here. Kom dan terug na my, toe sê hy in Jesaja 44, want ek het jou verlos. En denk ons nie almal vanoggend die woorde van Jesus wat gesê het, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Die uitnodiging is vanoggend by hierdie doopgeleentheid, dat jy nooit moet probeer om jou lewensreis op jou eie te voltooi nie. Ons moet dit, Richard Marley, vir ons kinders leer. Ons moet dit as ouers onderhou. Ons moet net nooit vergeet, dat die Here tot ons beskikking is nie. Hierdie Here wat sê, ook tot in julle ouderdom is ek die Here. Tot in julle grysheid sal ek julle dra. Ek het julle gemaak, en ek sal julle vashou, julle dra, en julle red. Ons het so dan bid ons saam. Ons het troue God en Hemelvader, Here, baie dankie vir hierdie oggend, hierdie dag, wat ons in U teenwoordigheid kan beleef. Baie dankie, Here, vir die doop wat ons vandag kon ervaar as 'n sigbare simbool van U verbondstrou, U liefde vir die mens, en juis, Here, U liefde vir 'n klein seentjie, wat nog niks vir homself kan doen, en niks verstaan nie. Here, daarin is juis die grootheid van U genade geleë, dat die Here wat ons gemaak het, ons ook sal dra. Want dit is so, dat die mens net 2 keer in hierdie lewe gedra sal word, maar dat jy werklik elke dag, elke oomblik iemand nodig het om jou te dra. En dankie dat die woord U vandag juis openbaar as die draande God, die liefdevolle Vader wat altyd getrou bly. En dankie, Here, dat dit ons ook herinner aan ons eie nietigheid, ons eie kwesbaarheid, ons eie afhanklikheid. Help ons, Here, om hierin ook die uitnodiging te sien wat U maak, dat ons deur die geloof ons arm om U Vader hande sal vou en U sal omhels, sodat ons altyd bewus sal wees van hierdie draande Here, wat saam met ons die lewensreis ervaar, wat voor ons uitgaan om vir ons te lei. Die Here wat ons nooit vir 'n oomblik uit sy hande laat gaan nie. Here, mag dit ons versterk, ook as ons teruggaan na die markplein van ons eie lewens. Daar waar ons elke dag, Here, dalk ook ander moet dra, daar waar hierdie lewe soveel dinge van ons vra, mag ons elke dag en elke oomblik terugval in die draande hande. Here, seën ons daartoe, en baie dankie dat ons dit vandag kon vier, kon hoor, en help ons om daarin te gaan lewe. Ons bid dit in U kosbare naam. Amen.
Geliefdes, daar is 'n geleentheid om die Here te vereer met 'n offergawe. Paniekknopie ook op die preekstoel. Geliefdes, ons gaan antwoord op die prediking en ek wil weer eens van almal baie hartlik uitnooi om saam met ons te kom koek en tee na die tyd. 'n Mens kan ook net soveel koek en tee drink, so asseblief kom help ons en kom kuier 'n bietjie saam met ons daar. Ons gaan antwoord op die prediking en die doopgeleentheid met die sing van lied 405, baie bekende lied wat sê ons is gewone mense, Here, kleipotte wat kan breek, en let veral op die woorde wat sê U dra ons elke dag, o Vader. Kom ons sing die eerste, tweede en die derde verse as antwoord op die prediking.
Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en mag ons die res van hierdie dag ook die nabyheid van die Here ervaar. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader, die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, sal by julle elkeen wees en bly. Amen.